Kom ons vra net die Here om sy seën. Here onse God, ons wil graag vandag luister na u woord. Ons wil dit verstaan, ons wil dit ons eie maak. Wees met hom wat die boodskap aan ons sal bring. Neem ons gedagtes gevange, Here, en verheerlik u naam in dit wat aan ons gesê word uit u ewige evangelie. Amen. In 2 Konings 5 vanaf vers 5 kry ons dan die ontwikkeling van die verhaal, hoe dat Naaman op pad is na die koning van Israel. En die koning van Aram sê, dis nou die koning van Naaman, gaan dan, ek wil 'n brief aan die koning van Israel stuur. En hy het gegaan en 10 talente silwer en 6000 sikkels goud en 10 stel klere saam met hom geneem, en aan die koning van Israel die brief gebring met die volgende inhoud. Saam met hierdie brief stuur ek dan aan u nou my dienaar Naaman na u toe, dat u sy melaatsheid kan wegneem. Sodra die koning van Israel die brief gelees het, skeur hy sy klere en sê, is ek dan God om dood en lewend te maak, dat hierdie man na my stuur om van 'n man sy melaatsheid weg te neem? Erken en sien tog net hoe dat hy 'n geleentheid teen my soek. Maar toe Elisa, die man van God, hoor dat die koning van Israel sy klere geskeur het, laat hy die koning weet, waarom skeur u klere? Laat hom maar na my kom, dan sal hy weet dat daar 'n profeet in Israel is. So het Naaman dan gekom met sy perde, met sy waans en voor die deur van Elisa se huis stilgehou. Toe stuur Elisa 'n boodskapper na hom om te sê, ga heen, was jou 7 maal in die Jordaan, dan sal jou vlees terugkeer en jy sal rein wees. Maar Naaman het baie kwaad geword en weggegaan en gesê, kyk, ek het gedink, hy sal sekerlik na my uitkom en staan en die naam van die Here sy God aanroep en sy hand oor die plek heen en weer beweeg en die melaatsheid wegneem. Is Abana en Farpar, die riviere van Damaskus, nie beter as al die waters van Israel nie? Kon ek my nie daarin was en rein word nie? En het omgedraai en vererg weggery. Toe kom sy dienaars nader en spreek met hom en sê, my vader, as die profeet u 'n groot saak beveel het, sou u dit nie doen nie. Hoeveel te meer nou dat hy gesê het, was jou en jy sal rein word. Daarop het hy afgeklim en 7 maal in die Jordaan ondergeduik volgens die woord van die man van God. En sy vlees het teruggekeer soos die vlees van 'n jong seun, en het rein geword. Toe draai om na die man van God, hy en sy hele gevolg, en hy het ingekom en voor hom gaan staan en gesê, kyk, nou weet ek dat daar geen God op die hele aarde is nie, behalwe in Israel. Neem dan nou toch 'n geskenk aan van u dienaar. Maar hy sê, so waar as die Here leef voor wie sy aangesig ek staan, ek sal dit nie aanneem nie. En het by hom aangehou om dit aan te neem, maar Elisa het geweier. En Naaman het gesê, nie so nie, laat dan toch u dienaar 'n vrag grond gegee word, soveel as 'n paar myle kan dra, want u dienaar sal nie meer brandoffer of slagoffer aan ander gode bring nie, as net aan die Here. Mag die Here in hierdie saak u dienaar vergewe, as my Heer in die huis van Rimmon ingaan, om hom daar neer te buig, terwyl hy op my hand leun, sodat ek my ook in die huis van Rimmon neerbuig, as ek my neerbuig in die huis van Rimmon, mag die Here dan toch in hierdie saak u dienaar vergewe. En hy sê vir hom, gaan in vrede. Ek wil vandag met u stilstaan by die foute wat Naaman gemaak het. En die heel eerste fout het ons seker onmiddellik raak gesien by die begin van die lees van hierdie gedeelte in die Bybel. Omdat daar geskrywe staan dat Naaman 10 talente silwer en 6000 sikkels goud en 10 stel klere saam met hom geneem het. Natuurlik wou hy die profeet vergoed, wou hy betaal. En hieruit lei ons af dat sy gesondheid vir hom baie werd was. Dit het hom seker baie gekos aan die geneesere van sy land om hom gesond te kry, maar niks het vir hom gehelp nie. En as die profeet in Israel hom dan gesond kan maak, dan sou dit nie meer as reg wees dat hy aan die profeet 'n betaling sou aanbied vir dit wat die profeet hom aangedoen het nie.
En nou het ons ook in die hoofstuk verder gesien dat toe hy dan ook betaling aanbied, Elisa die profeet dit geweier het. En dit begryp ons goed, want ook by monde van Jesus het hy sy disippels uitgestuur om siekes gesond te maak. En het hy vir hulle gesê, verniet het julle dit ontvang, verniet moet julle dit aan ander gee. Hierdie dinge is 'n gawe uit God se hand, 'n gawe uit die hart van die Here, 'n geskenk vanuit die hemel. En daarom mag daar nie handel mee gedryf word nie. Ons verlossing en ons genesing is 'n genadewerk van bo. Dit is 'n geskenk vanuit die hemel. En daarom mag daar nie voor betaal word nie, of betaling daarvoor gevra word nie. In analogie hiermee sou ons dan ook kan sê dat as 'n mens gered word, jou verlossing waarlik 'n genadeverlossing is. Want so het Paulus in Efesiërs 2 geskrywe, uit genade is julle gered deur die geloof. En dit nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand kan roem nie. Met ander woorde, ons het enigstens begrip vir die opmerking van Jesus as hy verwys in sy woord na hierdie heerlike waarheid, hy wat die Seun van God het, hy het die lewe. Maar hy wat die Seun van God nie het nie, hy het die lewe nie. As ons gered wil word, dan moet ons Jesus besit. Dan moet hy in ons hart woning kom maak. Dan moet ons aan hom behoort. Maar hoe besit ons die Here Jesus? Wat maak ons sodat hy in ons hart woning kan maak? Paulus noem hom in 2 Korintiërs 9 vers 15 die onuitspreeklike gawe van God. Die Bybel praat dus van Jesus as 'n geskenk. En vir 'n geskenk werk 'n mens nie om dit te kry nie. Betaal jy nie om dit te kry nie. Probeer jy nie om dit te kry nie. Maak jy nie beloftes om dit te kry nie. En ek kan so ver gaan om te sê, vra jy nie eers om dit te kry nie. Want die Bybel sê, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Dit is verlede tyd. Hy het hom klaar gegee, dit is 'n afgehandelde saak. Elke keer as ek herinner word aan hierdie kostelike uitspraak in die Bybel, Johannes 3 vers 16 waarna ek sopas verwys het, dan kom 'n verhaaltjie by my op, wat ek graag met u wil deel. Jare gelede, so lees ek, het daar 'n seentjie iewers in Engeland, in die agterplaas van sy ou huis gesit en speel. Hy was al so 'n jaar of 2 in die skool, hy kon lees. En skielik het die wind 'n papiertjie teen hom vasgewaai. Hy het dit opgetel en hy het begin om dit te lees. For God so loved the world that he gave. En toe was die papiertjie afgeskeer, hy kon nie verder lees nie. Hy het dit weer gelees. For God so loved the world that he gave. En toe het hy by homself begin praat en sê, in die skool het juffrou ons van God vertel. In sy ouerhuis het hy natuurlik niks van God gehoor nie. Sy ouers was nie kerkmense nie. Hulle het nie 'n Bybel besit of gelees nie, hulle het nie aanbid nie. Hulle het hulle kind ook nie so groot gemaak nie. Maar in die skool het sy juffrou hom vertel van God wat alles gemaak het. En dit het hy vir homself gesê. In die skool het juffrou vir ons gesê, God het alles gemaak. Hy het die hemel en die aarde gemaak. Hy het die son en die maan en die sterre gemaak. Hy het die bome en die blomme en die diere van die veld gemaak. Hy het alles gemaak. Maar juffrou het nog nooit vir ons vertel dat God iets vir die wêreld geskenk het nie. Ek wonder, wat is dit? As God al die dinge gemaak het en God so groot is, en God aan die wêreld iets gee, dan sal dit seker 'n wonderlike persent wees. Ek wens ek het geweet wat dit is. Ek sou dit graag self wil hê. En dadelik het hy die papiertjie geneem, opgespring en na sy moeder in die kombuis gehardloop. En hy het haar storm geloop en gevra, mamma, kan mamma vir my sê, wat het God aan die wêreld gegee? Sy moeder was geskok verbaas oor die vraag. Waar kom jy aan die vraag? Hy sê, nee mamma, hierdie papiertjie het die wind teen my vasgewaai. En hoor wat staan hier. For God so loved the world that he gave. Kan mamma vir my sê wat God vir die wêreld gegee het? Sy het onmiddellik skaam kwaad geword. Haar herinnering het haar teruggebring in haar kinderdae, toe sy aan die hand van haar moeder na die sondagskool geneem was, en ook na die kerk. Maar sy het die kerk en die sondagskool en die woord van die Here lankal afgesterf, en nie meer daaraan gedink nie. En sy het haar kind uit die kombuis uitgeboender, gaan speel,
moenie sulke vrae vir my vra nie. Geskok en teleurgesteld het die ou seentjie na sy vader gegaan, wat in sy motorhuis besig was met een of ander werk. Hy het dieselfde vrae vir sy vader gevra, en dieselfde gewaarwordinge het by sy vader afgespeel, en ook hy het sy seentjie weggeboender gesê, ga speel, moenie sulke vrae vir my vra nie. Teleurgesteld het die ouetjie weer op sy plek gaan sit, waar die papiertjie teen hom vasgewaai was. En weer het hy met homself begin praat. My mammy wil nie vir my sê, en my papi ook nie, wat God aan die wêreld gegee het nie. Juffrou het nie vir my vertel nie, maar juffrou het nog 'n ding gesê. Sy het gesê, as ons iets wil hê, dan kan ons oë toemaak en met God praat, want God hoor ons, en die Here sal vir ons gee wat ons van hom vra. En toe die ouetjie, soos juffrou hom geleer het, sy oë toegemaak en begin praat, en gesê, God, ek ken u nie, maar juffrou het gesê, u die hemel en die aarde gemaak, die son en die maan en die sterre en die plante en al die diere van die veld. Maar juffrou het nie vir ons vertel, en dat u iets vir die wêreld gegee het nie. En ek wil dit so graag hê, dit wat u vir die wêreld gegee het, gee dit ook asseblief vir my. Ek wil dit vir myself neem. Baie dankie, Here, dat u my gebed verhoor het. En die ouetjie het aangegaan om te speel, tevrede omdat hy met God gepraat het. Die God van wie juffrou hom vertel het in die skool. En nou vra ek vir u hierdie vraag. Sê vir my, wat het hierdie seentjie ontvang toe hy gebid het, sonder dat hy geweet het wat dit was? Die Bybelwoord is voltooi soos ons dit ken. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, so that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. God het sy seun gegee. God het vir Jesus gegee. Jesus is 'n geskenk vanuit die hemel. En as God iets aanbied, dan staan ons voor 'n keuse, of om dit aan te neem of te verwerp. Neutraal kan ons nie bly nie. 'n Mens wat neutraal bly is eintlik besig om te verwerp. Want die Bybel sê, hy wat nie by mekaar maak nie, verstrooi. Hy wat nie bely nie, verloon. Hy wat sy hart nie oopmaak nie, maak dit toe. Hy wat Jesus nie aanneem nie, verwerp hom. God het ons 'n groot geskenk gegee. Ons hoef nie te betaal nie. Hy het ons goud en silwer nie nodig nie. Dit behoort trouens alles aan hom. Hy het ons verdienste nie nodig nie. Hy het die werke van die wet nie nodig nie. Ons hoef onsself nie te verlos nie. Hy het gekom om dit alles vir ons te doen en ons volkome vry te maak. En ons moet nie dieselfde fout maak as wat Naaman gemaak het, om te probeer om God te vergoed, of om vir God te betaal, sodat ons ook in die hemel kan kom nie. Al die goud en die silwer van die hele wêreld kan 'n enkele siel nie loskoop nie. Dit moet ons goed verstaan. Ons verlossing is 'n genadeverlossing, en genade kan nie verdien word nie. Naaman het ook 'n tweede fout gemaak. Hy het by die verkeerde persoon uitgekom. Of dit nou regtig 'n fout was, dit weet ek nie. Want dit sou seker gebruik wees dat die een koning aan die ander koning sou skrywe. Dit sou seker ook vir Naaman verkeerd gewees het om sonder toestemming van die plaaslike koning direk na die profeet Elisa te gaan. In die brief word daar in ieder geval nie van Elisa melding gemaak nie. Die koning word nie gevra om vir Elisa toe te laat om Naaman se malaatsheid weg te vat nie. En dalk was dit ook die gebruik van die een koning om nie vir die ander koning voor te skrywe nie, maar dat die verwagting daar was dat die koning vanself dus die man sou laat haal, wat in staat sou wees om die melaatsheid van Naaman weg te neem. Hoe ons dit ook al kan verklaar of verstaan, een ding is seker, dat die koning van Israel nie geweet het hoe om die saak te hanteer nie. Hy kon vir Naaman nie help nie. Trouwens, die hele storie het hom in groot verleentheid gebring, sodat hy sy klere begin skeer het en gesê het, kyk hoe dat hierdie man 'n geleentheid teen my soek. Om dit saam te vat, sou ons kon sê, dat Naaman het gekom by iemand wat nie in staat was om hom te help nie. En as dit die einde van die verhaal was, dan sou hy teleurgesteld moes omdraai en gesê het, nee, niemand kan my meer help nie, en dan sou hy heeltemal in sy lot moes berus. Baie van ons wat na die Here soek, kom dikwels by mense wat nie in staat is om ons te help nie. En dan sê die duiwel ook vir ons, jy kan nie gehelp word nie. Dit moet nooit met ons gebeur nie. Want die Here God het self ingegryp. Elisa het gehoor van die verleentheid in die paleis, en hy het 'n boodskap na die paleis gestuur en gesê, laat hom maar na my toe kom, dan sal hy weet dat daar 'n profeet in Israel is. Dit was nie goedkoop spog nie, maar dit was die geloof wat Elisa gehad het in die ampt wat hy bekleed het. Want dit is so, God het die kerk daar gestel as die ark van behoud.
Dit het God behaag om die kerk sigbaar te laat word deur die ampte en die bedieninge. Dit is hy wat die kerk gestuur het om mense gesond te maak en om mense te red. Die Here doen dit deur die prediking van die evangelie. Hy doen dit soos hy in sy woord vir ons die versekering gegee het. Die ingeplante woord wat in staat is om die siele van mense te red. Want daarom sê die Bybel, is ons wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit die onverganklike saad, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. En dan sê die skrifte, dit is die evangeliewoord wat aan ons verkondig word. Daarom bid Jesus by geleentheid nie alleen vir sy disippels nie, maar sê hy, ek bid ook vir elkeen wat deur hulle woord in my sal glo. En word daar in die woord van die Here gesê, dat as iemand anders van 'n dwaalweg bekeer, moet hy weet dat hy 'n siel uit die dood gered het en 'n menigte van sondes bedek het. Daarom stuur God ons met die verkondiging van die evangelie en gebruik God die prediking van die evangelie, die getuienis van die woord van God, om ander mense tot die lig te bring, hulle uit die duisternis weg te lok, hulle vry te maak van die kettinge van Satan en om sodoende die lewe aan hulle te gee. Want die woord van die Here sê, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Maar hoe kan hulle die naam van die Here aanroep as hulle nie in hom geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo as hulle nie van hom gehoor het nie? En hoe kan hulle in hom hoor of van hom hoor as hulle nie gestuur word om die evangelie te verkondig nie, as daar nie vir hulle gepreek word nie? Met ander woorde, God wil aan ons die versekering gee dat hy vandag nog deur die verkondiging van die evangelie mense salig wil maak en aan die mens as 'n totale mens volkome verlossing wil gee. Ek sê, Naaman het 'n fout gemaak, in die sin dat hy by 'n man uitgekom het wat hom nie kon help nie. Maar daar is 'n derde fout wat ek opmerk in die voorbeeld van Naaman. Hy het 'n verkeerde voorstelling gehad van wat met hom sou gebeur as hy gesond gemaak sou word. Toe die boodskap die paleis bereik dat hy na Elisa moet kom, het hy natuurlik met sy perde en met sy waans sy reis voortgesit op weg na die profeet. En in sy gedagtes het hy vir homself 'n voorstelling gemaak van wat met hom gaan gebeur. Hy het vir homself gesê, as ek daar kom, dan sal die profeet na my toe uitkom, hy sal voor my gaan staan, die naam van die Here sy God aanroep, hy sal sy hande heen en weer oor my beweeg, en so sal hy die melaatsheid wegneem. En dalk het Naaman homself gesien as iemand wat dan sal spring en huppel van blydskap, omdat iets wonderliks met hom gebeur het, en in sy gedagtes gesien hoe dat hy dan die talente silwer en goud en klere uithaal om die profeet te betaal, omdat hy gesond geword het. Dit was sy voorstelling wat hy gehad het. Gewonder dat daar 'n groot teleurstelling op Naaman gewag het nie. Want in plaas van 'n seremonie, vind hy 'n eenvoudige opdrag. Die profeet het nie eers uitgekom na hom toe. Hy het maar net 'n diensbode gestuur en gesê, gaan was jou in die Jordaan en jy sal rein word. En daarom het Naaman ook kwaad geword. Daarom was hy teleurgesteld in dit wat hy daar raak geloop het. Sy voorstelling was so anders en dit het nie gekom soos wat hy gedink het dit sou plaasvind nie. Vandag nog is dit 'n groot probleem by baie van ons mense. Ons het 'n verkeerde voorstelling van dit wat met ons sal gebeur die dag as ons gered word. En omdat dit wat ons verwag het nog nie met ons plaasgevind het nie, daarom twyfel ons of ons ooit al gered is, want ons het dalk gehoor hoe dat die Here hom openbaar het aan iemand anders, en nou dink ons wel, dit moet net so ook met my gebeur. Maar laat my toe om vir u te sê, God red nooit alle mense op presies dieselfde wyse nie. Die Here werk met niemand presies eners nie. Daar is nie 'n vasgestelde resep waarvolgens alle mense gered moet word nie. Die Bybel is vol daarvan, as voorbeelde aan ons gegee. Dink maar aan Thomas. Hoe het Thomas hom met sy God versoen? Thomas het getwyfel. Toe sy makkers hom vertel het dat Jesus uit die dode het opgestaan het, toe het hy gesê, ek sal dit nooit glo, as ek dit nie eers met my eie oë sien. As ek nie met my eie hande aan hom vat nie, dan sal ek dit nooit glo nie. En daarom het dit gebeur dat Jesus aan hulle verskyn het, en toe was Thomas by, en hy sê vir Thomas, bring jou hande, en kyk na die merke in my hande, en in my sy, vat aan my, en oortuig jouself. En op daardie wyse het Thomas gekom by sy wonderlike belydenis, toe hy gesê het, my Here en my God. Met ander woorde, twyfel was die dryfkrag by Thomas. Hy het gesoek na sekerheid, hy het gesoek na bewyse, en dit het hom gedwing om ondersoek in te stel, en dit het hom by die ontdekking gebring, dat Jesus die Here en sy God vir hom gewees het. En so is Thomas met God versoen. As ons dink aan Saggeus, die tollenaar, dan sien ons hom sit in 'n willevyeboom. Hy is eenvoudig maar net nuuskierig om te sien hoe lyk die man
van wie Levi hom dalk vertel het, die man, die profeet uit Nasaret, wat siek mense gesond maak, en na wie die skares toestroom, hy wou sy nuuskierigheid bevredig. En daar in die willevyeboom het hy gevind wat hy nie gesoek het nie. Maar nuuskierigheid was die dryfkrag in sy lewe om te vind, om sy verlosser te vind, om saligheid te vind. En dikwels gebeur dit ook met mense vandag nog, dat nuuskierigheid jou dwing om te kom en te luister na die boodskap van die Here, en dan vind jy wat jy dalk nie gesoek het nie. As ons so dink aan die mense op Pinksterdag, dan vind hulle die Here na 'n preek. 'n Wonderlike preek, 'n geesvervulde boodskap van Petrus. En terwyl hy met die volk gepraat het, het hulle vir hom gesê, omdat hulle diep in die hart getref was, wat moet ons doen, broeders? En hoe baie mense vind die Here Jesus direk na 'n preek. Trouwens, dit behoort die normale te wees, want juis in die gemeenskap van die gelowiges, wanneer die gemeente saamkom en die woord van die Here bedien word, juis daar is die werkinge van die Gees en van die woord tesame besig om aan mense die wedergeboorte te gee, om vir mense te help uit hulle nood. Want die Bybel sê, geloof is uit die gehoor, en gehoor is uit die woord van God. Met ander woorde, God wil graag hê dat daar 'n reaksie sal wees op die prediking, dat mense diep in die hart gegryp sal word, en dat hulle vandag nog sal sê, wat moet ons doen, broeders? En dat hulle dan die saak moet uitmaak met die Here. Maar nou weet ons ook in die Bybel, is daar vir ons ander voorbeelde gegee. Die verlore seun het daar, toe hy by die varkbakke gesit het en honger gely het, begin terugdink aan die huis van sy vader en die oorvloed van die huis van sy vader. En dit het die verlang in hom gewek om terug te keer na die huis van sy vader. Met ander woorde, God het bankrotskap, verleentheid en honger gebruik om hierdie man te dwing om terug te keer na sy vaderhuis. Vandag nog doen die Here dit. Dikwels by 'n siekbed of by 'n groot finansiële teleurstelling word mense gedwing om op te kyk na bo. En in hulle diepe verleentheid dink hulle vir die eerste maal regtig aan God. En hoe baie mense die Here al gedank vir die vernedering van die gevangenis, omdat hulle daar gedwing was om op te kyk na die Here. God gebruik baie maniere om mense na hom te bring. Ons dink byvoorbeeld aan Nathanael. Filippus het hom eenvoudig genooi en vir hom gesê, man, ons het iemand gevind, die seun van Josef, kom maak seker, is hy nie miskien die Messias nie. En bloot op grond van die uitnodiging van 'n vriend, het Nathanael gekom en sy heiland gevind. As ons sou dink aan die kamerling van Handelinge 8, dan stuur God vir Filippus om met hom te praat, terwyl hy besig is om uit die woord te lees. En nou verduidelik Filippus aan hom die Bybel, presies soos wat ek nou die Bybel aan u verklaar. En dan kom die verligting van die Gees van die Here vir die kamerling, en daar vind hy die Here Jesus op 'n wa. Nou dit is so, wanneer Paulus begin om 'n ontmoeting te maak met die Here, dan word hy getref met 'n weerligstraal vanuit die hemel, en dan val hy neer op die grond, en dan word hy blind, en dan kyk hy op en hy sê, wat moet ek doen, Here? En dan worstel hy met God, en 3 dae later, wanneer Ananias hom besoek, dan hink hy nog op 2 gedagtes, maar uiteindelik, wanneer die man met hom praat oor die Here, dan kom hy tot 'n besluit, en dan word Saulus van Tarsus gered, en hy word die grote Paulus van wie ons lees in die Bybel. Met ander woorde, op 'n buitengewone manier het hierdie man met God 'n ontmoeting gehad. En so vind ons dit in die Bybel. Dikwels is dit doodgewoon, doodrustig, somtyds is dit buitengewoon, stormagtig, soos in die geval van Saulus van Tarsus. Maar nou beteken dit nie dat elkeen van ons moet verlang en soek om op dieselfde manier ons God te vind nie. Nee, die Here kan met ons praat in baie omstandighede. En dikwels praat hy met ons selfs langs die weg van 'n tegniese hulpmiddel. 2 dae van tevore ontvang ek 'n briefie van 'n jong man wat vir my skryf het, dat hy in diepe twyfel was, en dat hy die boodskap oor die radio gehoor het, die boodskap bestel het en op kaset daarna geluister het. En nou getuig hy met groot vreugde, dat alles vir hom duidelik geword het, dat hy die saak met God uitgemaak het. En dit nadat hy geluister het na 'n boodskap op 'n kaset. Hoe baie mense getuig dat hulle die boodskap van die Here oor die radio gehoor het. Sommige van hulle was op pad, sommige van hulle in die veld. Iemand het my vertel dat hy die Here gevind het in die woestyn, terwyl hy ingeskakel het in die boodskap oor Transwereld Radio, om daar in die woestyn bereik het en hy die saak daar met God uitgemaak het. God het baie metodes om mense te red. Maar as ons sou begin om vir onsself 'n verkeerde voorstelling te maak, dink dat daar iets soos elektrisiteit deur ons sal kom, of dat ons 'n wonderlike gevoelsbelewenis sal hê, of dat ons 'n gesig van die hemel sal sien, of 'n engel aan ons sal verskyn, of iets van die geaardheid, dan soek ons moeilikheid.
Want dan soek ons na tekens in plaas van na die gewer van die tekens. In plaas van na die hemel op te kyk, is ons besig met onsself. Onvergeetlik in my herinnering is 'n ervaring wat ek gedoen het jare gelede, toe ek in 'n hospitaal met die personeel van die hospitaal, the Peninsula Hospitaal was destyds die naam, gaan praat het. En die aand teruggestap het na die stasie in Kaapstad om my trein te haal, terug na Stellenbosch waar ek studeer het. En terwyl ek deur distrik 6 stap daar 'n groot, sterk geboude man reg oorkant die straat, en daar kom 'n gedagte in my op, gaan vra vir die man of hy gered is. Nou ja, u sal met my saamstem, dis 'n snaakse vraag om vir 'n vreemdeling te vra, en dit in die aand laat in die stad, en ek ignoreer die gedagte, en ek stap maar voort. En vir 'n tweede maal kom 'n gedagte by my op, gaan vra vir hom hoe lank hy al gered is. Nou dis 'n makliker vraag om te vra, want dan veronderstel jy tog dat jy praat met 'n kind van die koninkryk. Die eerste vraag sou hom miskien getref het as 'n belediging, en lyk ek dan miskien vir jou asof ek 'n heiden is, of asof ek ongered is, kon hy vir my sê, maar 'n vraag, meneer, sê vir my hoe lank u al 'n kind van die Here is, dis 'n mooi en 'n netjiese vraag. En toe was ek gehoorsaam aan die gedagte. Ek het dadelik na die oorkant beweeg, om gegroet, en vir hom gevra, meneer, verskoon my, maar kan u vir my sê hoe lank u al 'n kind van die Here is? Hy het so 'n snaakse spotlaggie om sy mond gekry, na my afgekyk, net asof hy wil sê, snaakse mannetjie hierdie, wat 'n snaakse vraag vir my vra. En skielik word hy ernstig. Hy sê, meneer, ek ken jou nie. Ek weet nie hoekom jy die vraag vir my vra nie, maar ek worstel nou al 3 maande met daardie vraag. Ek sê, meneer, nou weet ek, dit was die Heilige Gees wat vir my gesê het om dit vir jou te vra. En daarom wil ek graag met jou praat. Hy sê, ag nee man, jy mors jou tyd, moenie met my praat nie. Ek sê, hoekom nie? Hy sê, nie, godsdienst maak nie 'n indruk op my nie. Hy sê, maar praat maar met my, miskien maak het 'n indruk. Hy sê, nee, ek het al met dominee so en so gepraat, en ek sê mos vir jou, jy mors jou tyd, dit maak geen indruk op my nie. En ek sê toe vir hom, my vriend, ek weet wat is jou moeilikheid. Hy sê, wat? Ek sê, jy soek na 'n teken. En die Here Jesus sê in sy woord, die sondige en oorspelige mens soek na 'n teken, en geen teken sal vir hom gegee word, behalwe die teken van Jona nie. Solank as wat jy soek na 'n teken, sal jy die Here wat die teken gee, nie vind nie. Hy het baie vererg na my gegluur, maar op daardie oomblik kom ons onder 'n lamppaal verby, met 'n helder lig, en ek vra hom om net so 'n oomblik hier by my te staan, en ek begin vir hom te lees uit Johannes 6 vers 37. Ek sê, my vriend, hoor wat staan hier geskrywe. Al wat die Vader my gee, sal na my toe kom. Dis Jesus wat dit sê. God begin 'n goeie werk by ons. Hy stuur ons na die Seun, en nou sê hy, en ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. Ek sê, hoor hier, hy sê nie ek sal hom op wie godsdienst 'n indruk gemaak het en kom nooit uitwerp nie. Hy sê nie ek sal hom wat 'n teken het en kom, hom wat 'n gesig het, of 'n droom gedroom het, of 'n engel gesien het, of diepe berou gehad het, of lank geworstel het, en hom na my toe wend, nie uitwerp nie. Nee, daar staan net eenvoudig geskrywe, ek sal hom wat kom nie uitwerp nie. Die Here sal nie eendag vir jou vra of godsdienst 'n indruk op jou gemaak het. Hy sal vir jou vra of jy gekom het. En as jy kom, sal hy jou nie uitwerp nie. En nou vra ek vir jou, wil jy kom? Jy sê, ja, ek wil kom, maar ek weet nie hoe nie. Ek sê, wel, dit maak dit makliker. Ek sê, waarheen gaan jy? Sê, in die rigting van Bellville. Ek sê, dan ry ons ten minste die eerste een saam. Ek is op pad na Stellenbosch. Kom ons stap, voordat ons laat is, en dan verduidelik ek vir jou hoe jy na die Here moet kom. En toe het ek die weg van saligheid eenvoudig aan hom verduidelik. En die Here was daar, die Gees van God het hom verlig. Hy het dit verstaan, en toe ons by Kaapstadstasie kom, toe sê hy vir my, dankie meneer, vir die eerste maal in my lewe sien ek nou wat God van my verwag, en weet ek nou hoe om Jesus te vind as my verlosser. Ek sê toe vir hom, maar wanneer gaan jy dan die saak uitmaak met God? Hy sê, wel, so gou as moontlik. Ek sê, nou, wanneer is so gou as moontlik? Hy sê, vanaand, ek sê, wanneer vanaand? Hy sê, wel, nou, maar dit krioel op die stasie, ek sê, en ek sien op daai oomblikke 'n trein wat staan met 'n bordjie wat uithang, not going, loop nie, 'n bordjie wat uithang met die woord. Ek sê, kom ons klim in die wa. En ons twee klim in die wa, en net daar neem hy die Here Jesus aan as sy verlosser. En 'n paar minute later klim ons al twee in 'n trein. Hy op pad na Bellville en ek op pad na Stellenbosch. En net voordat die trein vertrek, stap 'n polisieman met 'n uniform in, en hy roep hom, hy ken hom by sy naam, hy sê vir hom, John, kom sit hier by my. En heel spontaan vertel hy vir John, sy vriend, hy sê, ek het die Here Jesus so pas as my verlosser gevind, en toe ek kyk na hom, toe straal dit. Dit het 'n indruk gemaak, want ek het vir hom gesê, the proof of the pudding is in the eating thereof. Dit het 'n indruk gemaak,
toe hy die Here gevind het. Hy het die kar voor die perde gespan, en toe vind ek uit sy van is prys. Ek wens ek kan hom weer raakloop. Hy was ook 'n polisieman, ek het dit net nie geweet nie. Hy was in privaat klere. Maar die aand het hy sy Here gevind. En sy moeilikheid was, hy het 'n verkeerde voorstelling gehad. Hy het gedink godsdienst moet eers 'n indruk op jou maak. Dan moet 'n snaakse gevoel oor jou kom, en dan sal jy weet dat jy gered is. En toe hy uitvind wat om te doen om die Here te vind, toe het die gevoel van blydskap gekom maar later. Die uitwerking daarvan het vir hom vreugde verskaf. En dit is so. Maar wanneer ons soek na tekens, dan soek ons na moeilikheid. Dan doen ons dieselfde fout as wat Naaman gemaak het. En dan ontdek ons presies wat Naaman ontdek het. In plaas van 'n seremonie, kry hy 'n eenvoudige opdrag van die profeet: gaan was jou in die Jordaan en jy sal rein word. Want toe word hy kwaad, hy vererg hom, hy draai om en ry weg. En hy sê maar is die Arbana en Farpar riviere nie se waters nie skoner as al die riviere van Israel nie. Hy het aanstoot geneem oor sy afgoetjies. Hy het sekere voorbehoude gehad. Hy wou as te ware vir die dokter sê presies wat 'n medisyne moet gebruik word. En daar is baie mense wat 'n voorstelling wil maak aan die dominee of aan die kerk of aan die Here presies hoe dat die Here hulle gesond moet maak. Ons kan nie aan God voorskryf nie. As die Here weg het met die mens, dan kan ons nie voorwaardes aan God stel nie. En die dae van Finney was daar byvoorbeeld baie mense wat onder 'n sekere boom die Here gevind het. En 'n sekere persoon het gesê, ek sal ook die Here vind, maar nie onder daai boom nie. En net omdat hy die voorwaarde gestel het, kon hy nie vrede met God kry nie. Hy het laterand op sy knieë gekruip tot by die boom, en daar het hy vrede met sy God gevind. Baie van ons mense kom na die Here soos Naaman met ons uniform, met ons medaljes, ons kom tereg op na die Here. In plaas dat ons plat voor God onsself verneder voor die hoë hand van God, wil ons vir die Here presies sê hoe hy met ons moet werk en wanneer hy ons moet red, en dit mag ons nie doen nie. Of ons het dalk die gedagte wat Naaman gehad het. Hy het verwag dat dalk iets swaars vir hom gaan gesê word om te doen. En nou praat sy dienaars, hulle pleit by hom, hulle sê, meneer, as die profeet jou 'n swaar saak gesê het om te doen, sou jy dit dan nie gedoen het nie? Hoeveel te meer nou dat hy vir jou gesê het, was jou? Nou dat hy vir jou gesê het om 'n ding te doen wat 'n kind kan doen, so maklik. Ek dink dis die moeilikheid met baie van ons mense. Ons dink as ons gered moet word, dan moet ons vir jare worstel, ons moet onsself martel, ons moet onsself pynig, dan moet 'n diepe berou van ons besit geneem word, en ons moet stoei op die manier slapelose nagte, ons moet worstel met God. Daar is baie mense wat so worstel met God, maar ek dink die moeilikheid lê by die mens, nie by God nie. Die mens maak dit vir homself moeilik. Die weg na die hemel is nie so swaar nie. Ek onthou dat ek op 'n dag 'n besoek ontvang het van 'n grysaard wat by my ingestap en vir my gesê het, dominee, ek het iets teen jou. Ek het dadelik vir die ou man lief gekry. En vir hom gesê, ek hou van u oom, want ek weet daar's baie mense wat iets teen my het, maar hulle sê dit nie vir my nie. En ek waardeer dit so dat u vir my sê, reguit sê dat u iets teen my het, en u kan gerus maar sê wat u teen my het, en as dit 'n fout is, dan maak ek dit reg. Hy sê, ja, dominee, ek het dit teen jou. Ek het dit ook teen Andrew Murray gehad. Dr. Andrew Murray? Ja, Dr. Andrew Murray. Ek sê, het jy hom geken? Hy sê, ja, hy was my predikant in Woester. Ek sê, oom sê vir my, het jy hom gehoor preek? Hy sê, natuurlijk, ek was dan lidmaat van sy gemeente. Ek sê, hoe het hy gepreek? Het hy rustig en bedaard? En nee, sê hy het baie daar so opgewonde geword, lyk of hy die kanselstukken sou slaan. Ek sê, my wêreld, ek het Dr. Andrew Murray nooit so voorgestel nie. Maar dankie, ga maar voort. Wat het u teen Dr. Andrew Murray gehad? Ek voel heeltemal gevlei as ek dieselfde fout het as wat hy gehad het. Hy sê, dominee, ek is baie ernstig as ek sê, julle maak dinge so maklik. En ek kry so swaar om 'n Christen te wees. As ek na julle luister, is dit so eenvoudig. Dis net 1% wat 'n mens moet ontvang. Maar hoekom kry ek so swaar? Ek het vir hom sê, oom, ek wil baie graag met u saamstem. Ek het respek vir ou mense. En ek sou so graag vir jou wou sê, ek stem met u saam, maar dan moet ek met Jesus verskil. Want Jesus het byvoorbeeld in Matteus 11 vers 30 gesê, my juk is sag en my las is lig. En Johannes skryf in 1 Johannes 5 vers 3, die gebooie van God is nie swaar. Jesus sê, sy las is lig. Johannes sê, sy gebooie is nie swaar nie. As u sê u kry swaar, dan beteken dit u dra dinge wat onnodig is. U dra dinge wat die Heiland vir u gedra het. U maak dit vir u self swaar. Die Bybel leer ons dat ons verlossing is 'n genadeverlossing. Ons word nie gered uit inspanning of uit eie werke nie. Paulus sê, wat het jy wat jy nie ontvang het nie? En as jy dit ontvang het, waarom roem jy asof jy dit nie ontvang het nie? Met ander woorde, die Bybel is vir ons in duidelike taal gesê dat ons verlossing is 'n geskenk. En ek worstel nie om 1% wat reeds vir my aangebied is te ontvang nie. Die Bybel sê, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Dis verlede tyd, dis afgehandel.
Hy het dit vir die wêreld gegee en elkeen van ons kan ons naam daarin sit. So lief het God vir Jan gehad. So lief het hy vir Anna gehad. So lief het hy vir u gehad. So lief het hy vir my gehad. So lief het hy vir elkeen van ons gehad, dat hy sy seun vir ons almal gegee het, want hy is 'n versoening nie alleen vir ons sondes nie, maar vir die van die hele wêreld. So skryf Johannes in 1 Johannes 2 vers 1 en 2. En as die Bybel dit sê, dat ons verniet gered kan word, sonder inspanning gered kan word, sonder werke gered kan word, en dat Jesus 'n geskenk is, dan vra ek jou nou hierdie vraag: hoekom het jy die geskenk nog nie gevat nie? As iemand voor u staan en u 'n geskenk aanbied, en u steek nie u hand uit om dit te vat nie, dan sal die persoon beledig voel. Sê vir my, waarom beledig u die Here? God het sy seun vir ons gegee. Hy het sy seun vir ons verniet gegee. En daarom kom hy na ons toe nie met 'n seremonie nie, maar met 'n opdrag. Soos die profeet vir Naaman gesê het, gaan was jou in die Jordaan en jy sal rein word. So kom die woord van die Here na ons en sê, gaan was jou in die bloed van Jesus en jy sal rein word. Nou hoe was 'n mens jou in die bloed van Jesus? Die Bybel sê, die bloed van Jesus Christus sy seun reinig ons van alle sonde. Wat beteken reinig? Dit beteken wis dit uit. Van hoeveel sonde? Van alle sonde. Wanneer? 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons sondes bely. Is God getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Al wat God van u en my vra, is om ons sondes te bely. Is om vir die Here te sê, Here, ek is 'n sondaar. Ek erken dat ek in gedagtes, woorde en werke u gebooie dag vir dag oortree het in my lewe. Ek verdien die ewige dood, is waar. Maar ek pleit by u om u genade. Ek pleit by u om die soenverdienste van u kosbare bloed, wat gestort is ook as 'n versoening vir al my sondes. As u dit raak sien, is die antwoord so eenvoudig as dit. Terwyl Israel in die woestyn was, het Moses vir hulle gesê, dat hulle net die bloed van 'n paaslam, net die bloed van 'n lammetjie, moet smeer aan die deurkosyn en die doodsengel sal verbygaan. Dit was baie eenvoudig. Niks meer is van hulle gevra nie. Net die bloed in gehoorsaamheid, die bloed te smeer aan hulle deurkosyne en hulle lewens word gespaar. Met ander woorde, hulle was gered suiwer en alleen op grond van die bloed aan hulle deurkosyne. En presies so is dit 'n tipe van die bloed van die Here Jesus. Ons moet die bloed van die Here Jesus smeer aan die deurkosyne van ons hart. En dan sal ons gespaar word. Of soos die verspieders vir Rahab gesê het, bind die rooi lyn aan die venster van jou huis vas. En as ons die rooi lyn sien, sal jy en jou mense in die huis gespaar word. Nou Rahab was die slegste vrou in Jerigo. Sê en haar mense dit nie verdien nie. Hulle verlossing was 'n genadeverlossing op grond van die feit dat sy die verspieders versteek het, dat sy haar geloof in die God van Israel verklaar het. En die rooi lyn was haar behoud. En so wil God hê dat ons die rooi lyn van die bloed van die Here Jesus aan ons hart moet smeer. Ons doen dit deur dit met ons mond vir die Here te sê, ons sondes te bely en Jesus aan te neem as ons verlosser. En ons doen dit deur te bid en te sê, Here Jesus, kom tog, neem besit van my, ek neem u aan as my verlosser. 'n Geskenk wat 'n mens sien met jou oë en kan tas met jou hande, dit ontvang jy met jou hande. Maar 'n geskenk wat jy nie kan sien met jou oë nie, en nie kan ontvang met jou hande nie, die ontvang jy met jou hart. En elkeen van ons het al sulke geskenke ontvang, soos vriendskap en liefde. Vriendskap en liefde word gegee deurdat 'n man vir 'n meisie sê, ek hou van jou, trou met my. En sy ontvang dit deur om 'n antwoord te gee, ek aanvaar dit, ek sal met jou trou. En in hierdie ooreenstemming word die saak afgehandel en die datum beplan of bepaal vir die huwelik. Want in Amos 3 vers 3 staan daar geskrywe, kan twee met mekaar wandel tensy hulle dit afgespreek het. Dis presies wat ons met God moet doen. Ons moet dit met hom afspreek. Maar die wyse waarop ons dit moet doen, is om te sien dat die verlossing in die Here aan ons geskenk word kragtens 'n soenoffer wat vir ons gebring word deur Jesus. Hy het betaal vir ons sondes. Hy het in ons plek gelei. In ons plek het hy gesterwe, sodat ons kan lewe, sodat ons oorvloed kan hê. Ek het 'n onvergeetlike verhaal gelees van 'n sterwende in die Tweede Wêreldoorlog. En terwyl hy daar geworstel het met die dood, het iemand oor hom gebuk en vir hom gesê, my vriend, vertel my asseblief jou sondes. En in 'n flou stem het hy gevra, hoekom moet ek my sondes aan jou vertel? En die antwoord het gekom, sodat ek jou sondes jou kan vergewe. En daardie sterwende soldaat het vir die man wat oor hom gebuk het gevra, wys my tog net eers jou hande. En ewe verbaas het die man wat oor hom gebuk het vir hom gevra, hoekom my hande? Asseblief, het hy gesoebat, wys my net jou hande. En toe die verbaasde man sy hande vir die sterwende gewys het, het daar 'n glimlag op sy gesig gekom,
en het sy kop geskud en gesê, nee, u kan my sonde nie vergewe nie. My sondes is klaar vergewe. Daar's nie bloedmerke in u hande nie. My verlosser het merke in sy hande. Hy het op Golgotha gesterf. Hy het met sy bloed my skuld betaal. En ek sterf in vrede, omdat ek weet dat ek in Jesus ontslaap. Hy het my losgekoop. Met sy kosbare bloed het hy my vrygemaak. Ek sluit af. Vir my is die boodskap van Naaman saamgevat in hierdie enkele woord. As jy van die melaatsheid van jou hart gesond wil word, gaan was jou in die bloed van die Here Jesus, en jy sal rein word. En Naaman het dit gedoen, hy het gesond geword, hy het sy altaar gebou, hy het sy getuienis aan die wêreld gegee. Hy was nie skaam om te sê dat hy in die God van Israel verlossing gevind het nie. En dit is die uitdaging wat die evangelie ook aan ons gee, dat wanneer ons Jesus aanneem as ons saligmaker, wanneer ons sondes aan hom bely, wanneer ons hart vir hom oopmaak, wanneer ons vir hom ja sê, dat ons dan sal uitstap en ons altaar bou, in die sin, dat ons aan die wêreld sal vertel wat die Here aan ons siel gedoen het. En wanneer ons met ons mond begin getuig, dan word Openbaring 12 vers 11 'n heerlike werklikheid. Hulle het hom, dit is die draak oorwin, deur die bloed van die lam en die woord van hulle getuienis. Wanneer ek my sondes bely, kom die bloed van die lam oor my en reinig my van al my sonde. En wanneer ek begin om te getuig, om aan die wêreld te sê dat ek vir Jesus gevind het, dan maak hy my vry van alle twyfel, maak hy my vry van die magte van die hel, van Satan self, en gee hy vir my genade om soos 'n koning te lewe, sodat die wêreld kan sien dat ek 'n disipel van Jesus geword het. Ek vra u in hierdie oomblikke, is u bereid om dit te doen? Is u bereid om dit nou te doen? Is u bereid om vir hom ja te sê? Is u bereid om u hart vir hom oop te maak? Is u bereid om op te staan en aan die wêreld te vertel dat u vir Jesus gevind het? Ek vra u in die naam van Jesus, wat verhinder u om dit te doen? Wie het jou betower om die leuen te glo? Waarom hink jy nog op twee gedagtes? Waarom stel jy uit tot môre? Jy weet, God se tyd is nie môre nie. God se tyd is altyd nou. God help u om dit nou te doen in sy naam. Amen. Kom ons bid saam. Dierbare Here, dankie dat u in hierdie oomblik met ons gepraat het. En vir 4 agtereenvolgende boodskappe met ons gepraat het uit 2 Konings hoofstuk 5. Uit die verhaal van Naaman. Uit dit wat ons van hom geleer het. Uit dit wat hy gedoen het wat navolgingswaardig is. Uit die foute wat hy gemaak het sodat ons ook daaruit mag leer. Hy wat wou betaal vir sy gesondheid omdat dit vir hom baie werd was en tog 'n fout gemaak het, omdat hy nie begryp het dat dit wat God vir ons doen verniet vir ons gegee word nie. Ons het nie nodig om te werk nie. Ons kan dit alleen maar neem. Hy uiteindelik gekom het by 'n verkeerde man, die koning wat hom nie kon help nie. God dank u het Elisa op sy pad gebring. 'n Man wat die boodskap van verlossing en hoop vir hom kon gee. 'n Man wat nie 'n seremonie vir hom gereed gemaak het nie, maar 'n opdrag, gaan was jou en jy sal rein word. Soos hy ook in hierdie oomblik 'n man op ons pad gebring het om vir ons te sê, gaan was jou in die bloed van die Here Jesus en jy sal rein word. Dankie Here, dat sy verkeerde voorstelling vir ons ook aangespreek het, dat baie van ons op 'n verkeerde manier soek, omdat ons voorstelling van ons